Sluit nou gerus aan by kruispad.com se aanlyn erediens. Goeiedag en baie welkom by Kruispad 247 se aanlyn erediens. Paasnaweek is verby en ons het weer die geleentheid gehad om terug te dink aan Jesus wat gekruisig is, maar natuurlik ook opgestaan het. Vir die volgende paar Sondag gaan ons kyk aan wie Jesus verskyn het voordat hy opgevaar het na die hemel. En ons gaan spesifiek praat oor wat dit vandag vir ons beteken. Want dis immers waarom ons die woord lees. Nie net om die geskiedenis te hersien nie, maar om ons geloof te versterk en om agter te kom wat die skrywer van daardie spesifieke teks in gedagte gehad het en wat hy van die lesers verwag. Soos altyd, gebruik ons eers 'n paar oomblikke om ons harte ontvanklik te maak vir die woord van God. Vader, baie dankie dat ons vandag om die woord kan vergader en die goeie nuus uit die Matteus Evangelie kan hoor. Vader, dankie vir ooggetuies wat help dat ons nooit hoef te twyfel of U werklik vir Jesus uit die dood opgewek het nie. Dankie Vader dat ons 'n lewende Here aanbid, een wat op die troon sit en na ons luister, na ons omsien en elke dag ons diep in sy hart dra. Maak ons ontvanklik vir hierdie waarheid, sodat ons bereid sal wees om te doen wat U van ons vra met hierdie goeie nuus. Amen. Ons lees vandag uit die Matteus Evangelie. Nou dis interessant om te weet dat die woord evangelie eintlik goeie nuus beteken. Die ouer vertaling soos die 1933 en 53 vertaling praat van die heilige evangelie volgens Markus, of volgens Matteus, of volgens Lukas en Johannes. Nou dalk wonder jy, hoekom is daar 4 evangelies? Kon hulle dit nie maar net in een boek vasgevang het nie? Sou dit nie makliker gewees het nie? Maar die antwoord is eenvoudig. God wou sy seun vanuit verskillende perspektiewe aan ons openbaar. Nou Jesus is die belangrikste persoon wat nog ooit geleef het. En daarom wys God ons vir hom vir ons van verskillende kante af. En elke skrywer het sy eie fokus en hy beklemtoon ook ander dinge. En hulle skryf almal omdat hulle betroubare getuienis was, hulle eie verhale, sodat ander ook kan glo dat Jesus van Nasaret werklik die beloofde Messias was. Dis amper soos 'n rugbywedstryd. Jy sit op die paviljoen en jy kyk die wedstryd, maar later sien jy dit op TV en van verskillende hoeke en kante af. En skielik verstaan jy die spel baie beter.
So hoekom het ek Matteus gekies, terwyl die ander 3 ook oor dieselfde gebeure getuig het? Want Matteus fokus sterk daarop om gelowiges te help om te doen wat Jesus geleer het. Sy evangelie is amper soos 'n handleiding. Hoe leef ek in die koninkryk van God hier en nou? So ons skriflesing kom uit die gedeelte van oor Jesus se opstanding, Matteus 28 vers 1 tot 10. Na die Sabbatdag, toe dit die Sondagmôre begin lig word, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk. Skielik was daar 'n geweldige aardbewing. 'n Engel van die Here het van die hemel afgekom, na die graf toe gegaan, die klip weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkoms was so blink soos weerlig en sy klere so wit soos sneeu. Van skrik vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Toe sê die engel vir die vroue: "Julle moenie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy is uit die dood opgewek, soos hy gesê het. Kom nader en kyk, daar is die plek waar hy gelê het. Gaan gou en sê vir sy disippels, hy is uit die dood opgewek, en hy gaan voor julle uit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien. Dit is wat ek vir julle moes sê." Hulle het toe haastig van die graf af weggegaan, bang, maar baie bly, en hulle het gehardloop om dit aan die disippels te vertel. Skielik het Jesus daar voor die vroue gaan staan en hulle gegroet. Hulle het nader gekom, sy voete gegryp en hom aanbid. En toe sê Jesus vir hulle: "Moenie bang wees nie. Gaan sê vir my broers, hulle moet na Galilea toe gaan, en daar sal hulle my sien." Nou Matteus wou sy lesers oortuig dat Jesus werklik die Messias en God sy Vader, dat hy hom uit die dood opgewek het. Die opstanding was nie iets wat iemand of Jesus self gedoen het nie. Dit was 'n daad van God. So toe Maria en die ander vroue na die graf gegaan het, was hulle op pad na 'n dooie Jesus. Dink net vir 'n oomblik vir jouself in hulle skoene. Hulle het alles verloor. Die een in wie hulle hoop gesit het, is dood. Daar's nie 'n plan B nie. Hulle stap nie na 'n wonderwerk toe nie, hulle stap na 'n lijk toe. En dan verander alles in 'n oomblik. En dis hoe God werk. Wanneer ons dink, dis klaar, dan begin hy eers. Hy tree in en maak dit wat dood is weer lewend. So die graf was toe nie die einde soos baie van hulle gedink het nie. Dit was die begin van 'n groot en 'n nuwe ding. Natuurlik was dit nie wat hulle verwag het nie. Hulle was, om die minste te sê, baie geskok toe hulle agterkom, die graf is leeg. Selfs die wagte het omgeval soos dooies van bangheid. Nou aanvanklik het hulle gedink iemand het sy liggaam gesteel. Maar toe die engel verskyn en sê, hulle moenie bang wees nie, want Jesus is uit die dood opgewek, was dit die beste nuus wat hulle ooit kon kry. En dis die nuus wat die wêreld ingestuur moes word. Die vrouens het nader gegaan en met hulle eie oë gesien dat die graf leeg is. En Jesus se opstanding het werklik gebeur. Hulle was die ooggetuienis daarvan en die wêreld moes dit hoor. En daarom was die eerste opdrag na Jesus se opstanding deur 'n engel aan hierdie vroue gegee. Gaan gou en sê vir sy disippels, hy is uit die dood opgewek. Gaan gou beteken, hulle moes dit nie uitstel om hierdie goeie nuus oor te dra nie. Die goeie nuus, die evangelie, vra 'n reaksie van elke gelowige. En dis presies wat hulle toe gedoen het.
Met lam bene het hulle so vinnig as wat hulle kan na die disippels toe gegaan. Hulle het gehardloop om hierdie ongelooflike nuus aan hulle oor te dra. Maar in die proses, terwyl hulle so hardloop, verskyn Jesus skielik aan hulle. En hy sê vir hulle, moenie aanhou om bang te wees nie. Jesus wou hê, hulle moes hom erken en hom vertrou. En toe besef hulle dis hy, en toe het hulle neergebuig, sy voete gegryp en hom aanbid. Hulle hoop is herstel. Jesus is werklik die Messias, die Seun van God, wat mens geword het, wat as sondelose mens gesterf het, sodat elke sondaar 'n nuwe kans op 'n nuwe lewe kan hê. En hy is waardig om aanbid te word. En toe sê Jesus iets ongeloofliks. Gaan sê vir my broers. Dis nie net 'n mooi woord broers nie, maar dis 'n woord wat ons glad nie verwag het dat hy sou gebruik wanneer hy na sy disippels verwys nie. Hierdie manne kon nie saam met hom wakker bly in die tuin van Getsemane toe hy in sy grootste nood was nie. Petrus het gesê, ek ken hom nie. Dit was manne wat in die skare wou verdwyn, sodat iemand tog net nie moet dink, hulle is geassosieer met Jesus nie. Maar Jesus sê nie, gaan sê vir daai klomp verraaiers, dat ek opgestaan het nie. Hy sê, my broers. Hy noem hulle nie vir wat hulle gedoen het nie, maar hy noem hulle vir wie hulle nou is. En dis wat genade doen, dit herskryf jou identiteit. Daar's geen verwyte nie, net 'n boodskap en 'n uitnodiging om hom in Galilea te gaan ontmoet. Sy onverdiende genade herstel die verhouding wat deur wantroue en angs en ongeloof veroorsaak is. Dit was verseker ongelooflike nuus. Die disippels kon hulle ore en ook nie die vroue glo nie. Ja, God werk duidelik anders as ons logika. Vroue was die eerste getuies van Jesus se opstanding. Die soldate wat die graf moes beskerm, was nou hierdie keer magteloos. En die dood, wat om logiese redes die einde beteken, is nou oorwin. Maar die vraag is nou nie net wat het gebeur nie, maar wat maak jy daarmee? Met ander woorde, hoe moet jy en ek op die boodskap van opstanding reageer? Die eerste een is kom kyk. Jy word ook uitgenooi om die waarheid oor Jesus te ondersoek. Moenie net op 'n afstand staan, asof jy toeskouer is nie. Gee 'n tree nader aan die opgestane Jesus. Lees die evangelies, die goeie nuus oor dit wat hy ook vir jou gedoen het. Lees dit in al 4 evangelies en laat toe dat die Heilige Gees jou van die waarheid oortuig. Die tweede punt is glo. Kies om te glo wat jy gehoor en gelees het. Dis nie net stories nie, dis werklik ooggetuies wat hulle eie lewe op die spel geplaas het om te getuig van gebeure meer as 2000 jaar gelede. Die derde punt, ontmoet vir Jesus persoonlik. Hy beloof dat as jy tot hom nader, sal hy tot jou nader. En hy het elkeen van ons gemaak om na hom te soek. Party van ons tas in die donker rond, maar hy sê die wat hom soek, sal hom vind. Dit is 'n belofte van hom in sy woord. Moenie tevrede wees om 'n kennis van Jesus te wees nie. Hy wil jou persoonlike vriend wees, want hy is jou persoonlike verlosser. Hy is die een wat sy lewe neergelê het, sodat jy 'n nuwe lewe vir hom kan leef. Die vierde punt is, gaan vertel. Moenie die goeie nuus vir jouself hou nie. Dis bedoel om met ander gedeel te word. Nou wat maak jy met hierdie goeie nuus? Dalk voel jy bang soos die vroue by die graf. Dalk voel jy miskien, jy is nie goed genoeg nie. Dalk dink jy as mense maar net weet hoe my lewe regtig lyk. Maar Jesus gebruik nie perfekte mense nie.
Hy gebruik mense wat hom ontmoet het. Dis al wat die vrouens gehad het, 'n ontmoeting met Jesus. En dit was genoeg om die moed te hê om te gaan en te gaan vertel. Charles Colson was een van die magtigste manne in Amerika in die 70er jare. Hy het vir president Nixon gewerk tydens die Watergate skandaal. Nou, ek weet nie of julle dit ken nie, maar gaan Google dit 'n bietjie. Hy was 'n harde en 'n slim man en bereid om regtig enige iets te doen net om sy mag te behou. Maar toe gebeur iets onverwags en hy kom tot bekering. Maar niemand glo hom toe nie. Hulle het gedink hierdie ou is besig om 'n storie op te maak en gedink dis eintlik maar net 'n plan van hom om 'n ligter straf te kry. Maar op die uiteinde moes hy uiteindelik vir 'n paar maande tog tronkstraf uitdien. Maar daar begin hy toe die ander gevangenes dien. Later begin hy 'n bediening in die tronk wat vandag nog bestaan, wat sy naam is Prison Fellowship International. Nou Colson is al, ek dink in 2012 oorlede, maar sy nalatenskap leef voort deur meer as 100 nasionale Prison Fellowship bedieninge wat oor die wêreld bestaan en wat steeds vandag die lewens van gevangenes, van hulle families en ook hulle slagoffers aanraak. Nou Charles het gesê, ek weet die opstanding is waar. En toe iemand van hom vra, maar hoe kan hy seker wees, sê hy, want mense het gesê, hulle het die opgestane Jesus gesien, en hulle het daarvoor gesterf. En toe sê hy iets wat alles eintlik laat sin maak het, en hy sê, ek het tydens die Watergate skandaal in die vroeë 70er jare gesien hoe magtige manne nie eers vir 'n paar dae 'n leuen kon volhou nie. Hulle het probeer om die waarheid toe te smeer, maar hulle het misluk. Maar hierdie disippels, hulle het nie net gepraat nie, hulle het gelei en hulle het gesterf. En mense sterf nie net vir iets wat hulle weet 'n leuen is nie. En daarom, hierdie vroue by Jesus se graf het nie net 'n storie versprei nie. Hulle het 'n werklikheid beleef. Die mense wat Jesus werklik ontmoet het, kan nie stil bly nie. Die 5de punt is die leef sonder vrees. Toe Jesus vir die vroue gesê het, moenie verder bang wees nie, was dit 'n opdrag. Wanneer hy van ons vra om ook hierdie goeie nuus met ander te deel, beloof hy dat hy ook by ons sal wees. Ek sal jou glo as jy sê dat jy bang is of dalk miskien huiwerig is om die goeie nuus met hierdie of dalk daardie persoon te deel. Ons weet nie hoe hy of sy dalk gaan reageer nie. Ons is bang ons word verneder of ons word partykeer uitgelag of selfs gespot. Maar dis nie onmoontlik dat die vroue nie ook self so gevoel het nie. Maar tog was hulle opgewonde om dit wat hulle gesien het te gaan oorvertel. As ons in 'n lewende verhouding met Jesus staan, dan hoef ons nie op hoorsê te gaan getuig nie. Daar behoort genoeg bewyse in jou eie lewe te wees dat Jesus leef. Tye waar hy jou oortuig het om volgens sy wil op te tree, al het jou eie vlees die teenoorgestelde begeer. Jy kan getuig dalk oor tye waar hy jou gehelp het om te vergewe, toe jy in jou eie nie in staat was om dit te doen nie. Dalk was daar tye waar jy bereid was om jou skatte te deel, sonder om die koste daarvan te bereken. Of tye waar jy gedien het, toe jy eintlik self die behoefte gehad het om deur ander bedien te word. So vra jouself af, is dit moontlik om in 'n lewende verhouding met liewe Jesus te staan en geen getuienis te hê van hoe hy in jou lewe al ooit opgedaag het nie? Matteus het in sy weergawe van Jesus se lewe baie van Jesus se woorde neergeskryf. Maar die woorde of die leringe van Jesus is altyd bevestig deur Jesus se dade, wat 'n bewys was dat hy doen wat hy vir ander leer om te doen. As ek en jy in 'n lewende Jesus glo, kan ons mos nie anders
as om ons geloof in aksie te sit en ons geloof met ander te deel nie. Dis nie opsioneel nie, dis 'n opdrag. Nie een van ons het 'n verskoning om dit nie te doen nie. Jesus het vissermanne gekies, die minste geleerde mense, die mees eenvoudige mense, om saam met hom te stap, om by hom te leer, en dan net so te gaan doen. Wat maak ons dan anders? As ons kies om in die lewende Jesus te glo, oor wat hy vir ons aan die kruis gedoen het, maar ook wat sy Vader gedoen het, deur hom uit die graf uit te laat opstaan, kan ons mos nie anders, as om die goeie nuus te deel met ander nie. Jy hoef nie die Bybel uit jou kop uit te ken nie, jy moet net glo wat die Bybel jou leer, en dan vertrou, dat die lewende Jesus, elke oomblik by jou sal wees. En daarom kan ek en jy getuies wees van wat ons vandag beleef, omdat hy leef. Die vraag is dus nie of Jesus leef nie, die vraag is, leef Jesus in jou? Want as hy leef, kan jy dit nie wegsteek nie. Jy kan dit nie privaat net vir jouself hou nie. Dit sal wys in hoe jy leef. Dit sal hoorbaar word in wat jy sê. Dit sal sigbaar wees in hoe jy liefhet en wat jy doen en hoe jy vergewe en hoe jy ander dien. Jy sal steeds nie perfek wees nie, maar jy sal anders wees. Want mense wat die lewende Jesus ontmoet, kan nie leef asof niks gebeur het nie. Ons lees die goeie nuus, die storie van uw naam. 4 stemme wat vertel van liefde sonder skaam, van ooggetuies wat gesien het, wat hul lewens gegee het. Jesus, u is meer as woorde wat ons lees. Die vroue stap in stilte, met harte swaar en seer, op pad na 'n graf, sonder hoop, sonder meer. Maar toe die aarde bewe, en die klip rol weg, het uw lewe begin waar ons einde gesê het. Wanneer alles lyk verby, is dit waar u begin. Hy leef, die graf is leeg vandag, die dood het verloor, die klip is weggerol. Hy leef, ons koning staan op, nou kan ek nie stil bly nie. Ek moet dit vertel, halleluja, u het oorwin. Halleluja, u leef in my. Jesus leef, en ek sal nooit weer dieselfde wees. Bang maar vol blydskap het hulle gehardloop om te sê, die wêreld moet hoor wat hulle oog gesien het. En toe staan hy voor hulle, sê moenie bang wees nie. En in daardie oomblik word hoop weer gebore. Hy noem hulle broers, nie verraaiers nie. Genade herskryf wie ons is, nie wat ons gedoen het, nie ons verlede se stem, maar wie ons nou is, geliefd en vry. Hy roep my nader nou, nie net om te hoor, maar te glo. Hy leef, die graf is leeg vandag, die dood het verloor, die klip is weggerol. Hy leef, ons koning staan op, nou kan ek nie stil bly nie. Ek moet
wees. Kom kyk, die graf is leeg. Glo nou, hy het opgestaan. Ontmoet hom, hy wag vir jou. Gaan vertel, laat die wêreld hoor. Ek was bang, maar nou is ek vry. Hy het gekom en hy leef in my. Geen meer vrees, geen meer skaam. Jesus, ek dra nou u naam. U leef in my. Ek sal het wys met my lewe, met my stem. Want wanneer mense u ontmoet, kan ons nie stil bly nie. Jesus, baie dankie dat U ons Vader so lief gehad het, dat U bereid was om U lewe neer te lê, sodat elkeen van ons wat in U glo, 'n kans het om weer gebore te word, om op te staan uit die dood van die sonde en om in U lig te leef. Here, ons wil leef soos wat U geleef het op aarde. Dankie dat ons nie hoef bang te wees om dit te doen nie. Maak nie saak of ons teenstand kry en of ons verneder word nie. Maar omdat ons weet dat U by ons is dit vir ons moontlik. Here, ons het U baie lief en U is werd om aanbid te word. Ons loof en ons prys U naam. Amen. Ons wat die woord in ons hand het, die evangelies van 4 perspektiewe af, kan nie anders as om te glo dat Jesus werklik leef nie. Kom ons maak seker dat die manier waarop ons leef dit bewys. Tot 'n volgende keer. Totsiens.